Goeiemôre almal, my naam is Pieter Viljoen, ek is 'n boer buitekant Bloemfontein in die Vrystaat en ek wil graag vandag met julle 'n getuienis deel wat die Here doen. Ons kom uit 'n 21 dae uit vas waar die Gees vir my gisteraand 1:00 die nag wakker gemaak het en die Here vir my gesê het, hoekom deel jy nie jou getuienis wat met jou kind gebeur het nie? Jy weet, die Here doen bonatuurlike wonderwerke in sy kinders se lewens en baie mense weet nie van die Here doen vandag nog wonderwerke nie. En ek het 3 jaar terug ek my Damaskus oomblik gehad en die Here het my bonatuurlik gered en ek het 'n wedergebore Christen geraak. Waar die Here my op 'n baie laagte plek gehad het en my van toe af net opgebou het en ek het soveel goed het die Here aan my geopenbaar die laaste 3 jaar dat ek kan nie stil bly oor die Here se goedheid en sy werke vir sy kinders nie. En ek wil vanmôre graag met julle 'n getuienis deel wat laas jaar met my seun op die plaas gebeur het buitekant Bloemfontein. Die September laas jaar het ek vir my seentjie uit verjaar en ek het vir die man 'n motorfietsie gekoop vir sy verjaarsdag om op die plaas hy's net 'n plaasseentjie en hy's 'n 7-jarige ouer plaasseentjie en die man ek het hom bietjie vroeër by die skool gaan haal laas jaar hier rondom, ek dink dit was in Oktober gewees. Die man het hier by my gekom op die plaas en ons het soos 'n normale seentjie op sy motorfietsie geklim en die plaas rond plat gery. En hy het teruggekom en hier by die store by ons aangekom en vir my vertel, pappa, daar is makoue en hy wil so graag 'n makou skiet, want ons wil graag die man een of ander tyd, as hy 8 jaar oud is, seker maar vat om 'n bok te skiet, soos wat ons boere mos maar is en ons Suid-Afrikaners is. En ek het gedink, ons kan dit doen met hom en Christian, wat vir my werk, ek en hy was in die stoor en hy sê vir my, pappa, en ek sê vir my seun, ons kan vandag dit doen. En ek en Christian het nog so 1 of 2 goed in die stoor gedoen, in die volgende oomblik, sê vir Christian, ek dink ek gaan gou huis toe en die geweer gaan haal en dat ek hom vat om te probeer om 'n makou te skiet. Nou, ek wil ook net vir julle sê, ons het ons bes gedoen om hom te beskerm. Ek het nie onverantwoordelik opgetree in hierdie getuienis nie, ek is goed buite my beheer gewees wat gebeur het, maar in elk geval, die volgende, en ek kom by 'n bakkie en ek soek my bakkie sleutels van waar my kluis van die geweer is en kon nie die kluissleutel vind nie en ek bel vir Christian en ek sê vir hom, Christian, het jy dalk 'n kluissleutel by jou? Hy sê hy het en ek gaan toe langs in hierdie huis in waar ek vandag sit en die volgende moment toe ek in hierdie huis instap, toe ruik ek geweerkruit. Maar ek kan nie vir jou sê wat het deur my gedagtes in my hart gegaan en ek het besef, iets is verkeerd. En ek stap in die huis in en die klein man, Luca, het my kluissleutel uit my bakkie uit gaan haal. Hy het geweet waar ek hom bære. Die kluis kom oopsluit om sy pappa te probeer impress, dink ek. En hy die 308 uit die kluis uitgehaal, my 308 geweer. Hy het hom bo op die bed neergesit. En daar was nie 'n geweer in die loop nie, maar daar was wel 'n magasyn in. Hy het hom oorgehaal en 'n skoot het afgegaan. Ek kan nie vir jou sê, toe ek om die draai kom en ek sien daai klein mannetjie met sy groot oë vir my sit en kyk, wat deur my kop gegaan het nie, en ek het net omdeur kyk en hy het daar gestaan met die grootste oë wat ek ooit in sy oogies gesien het. En ek het vir hom gesê, is jy okay, seun? Hy sê vir my, ja, pappa. En ek het besef en ek gaan dit nou met julle deel. Ek wil julle gaan wys wat het gebeur en die bonatuurlike ding wat die God daai dag in ons lewens gedoen het, wil ek graag vandag met julle deel. So ek gaan gou die telefoon vat en vir julle net wys.
Hier is die kamer wat ons ingestap het. Hy het die geweer hier geplaas. Die sneller het afgegaan. Hy het deur hierdie buit geskiet. Die muur getref. Is nou nog gate in die blinders hierso. Die man het hierso gestaan. Ek het, soos wat enige pa geskok, ek het daar gestaan en ek het hom deur kyk en daar was geen merke op hom nie. Ek was kwaad, ek was hartseer, ek was, alle emosies het deur my kop gegaan, ek was frustreerd. Hoe kon ek ander, wat het ek verkeerd gedoen, hoe kon ons dit beter gedoen het? Ja, nietemin, 'n pa het gedoen wat 'n pa moes doen om hom te dissiplineer en ek glo nie hy sal dit ooit weer doen nie. Maar, en ek en Christian het op dit afgekom en ja, ons al twee was in skok. 'n week later bel my vrou my en sy sê vir my, wat se hemp het Luka aangehad? Ek sê vir haar, hy het so 'n motorfietsry hempie wat hy aangehad in die dag. Sy sê vir my, ek moet op my foon kyk. Jy sal nie glo wat het gebeur, wat het ek gevind nie, toe sy die kleerkinders se was gedoen nie. En ek gaan nou met julle 'n ding deel, wat daai dag presies gebeur het, en die foto het deurgekom, en ek het die hemp vandag saamgebring, dat ek wil net vandag demonstreer in hierdie getuienis, dat ons 'n bonatuurlike God en Jesus het met engele aan ons kant. Ek gaan vir julle die hemp vandag saamgebring. Hier is die hempie. Soos jy kan sien, is dit die binnekant van 'n motocross tipe hempie. Hierdie is die agterkant en die binnekant. Ek weet nie of kan julle mooi sien nie. Daar is die patroon, plat, aan die binnekant. As ek die hemp vir jou omdraai, en jy sien hom van agter af waar die patroon sit, daar is nie regtig gat nie. Maar hy is plat aan die binnekant. Ek het stom in my bakkie gesit. Stom, wat ek nie verstaan nie. Die volgende is, ek praat van toe ek die foon neersit met my vrou. Toe kom daar die volgende deur. 'n WhatsApp op 'n groepie waar ek is. En ek wil dit graag met julle deel vandag. In Eksodus 23 skryf die Here, Behold, I send an angel before you to keep you in the way to bring you into the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, do not provoke him, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if you indeed obey his voice and do that I speak, then I will be an enemy to your enemies, and an adversary to your adversaries. For my angel will go before you and bring you into the land of the Amorites, Hittites. So, daai dag het die Here sy engele gestuur om 'n 7-jarige seentjie se lewe te red. My seentjie. Ek wil net vir jou sê wat ek die oggend gebid het. En ek bid dit altyd oor my familie, en dit is wat ons praat oor die woord van die Here en die krag van gebed. Mense wat nog nie glo nie. Ek het die oggend, toe lees ek in Jesaja, en ek bid dit altyd oor my familie. Ek bid die bloed vandat ek 'n wedergebore Christen gehad het, as ek opstaan, bid ek die bloed van Jesus oor my familie, oor elke kind, oor elke familie. Because we not wrestle against flesh and blood,
because principalities and evil dominions al buite julle. Die geesteswêreld is, die duiwel het gekom in Johannes 10 vers 10 om te kill, steal en destroy. Hy wil my kind se lewe vat daai dag. Maar ek het die volgende gebid oor Luka, daai môre. In Jesaja 54, that no weapon formed against you shall prosper, and every tongue rises against you in judgment shall be condemned. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Dis die Here se woorde. Ek het dit oor my kinders gebid daai môre, en 'n fisiese wapen het afgegaan, en Luka lewe. Ek kan nie meer dankie sê vir die Here vir 'n groter wonderwerk het ek in my lewe nog nie so wonderwerk beleef nie. En ek wil net hê dat as daar mense daar buite is wat nog nie die Here ken nie, dat jy net sal weet, as jy hierdie boek begin toepas, die woord van God, en jy begin dit leef, en jy begin dit toepas, en jy begin bid oor jou kinders, en jy bid die bloed van Jesus, en jy draai weg van jou sondes af. Ek was 'n sondaar gewees vir baie lank in my lewe, en die laaste 3 jaar het ek alles vir die Here gegee, alles. My boerdery, my familie, my finansies, my kinders, alles is vir die Here gegee. Ek wil net die laaste ding met julle deel ook, wat hierdie woord van die Here vir ons bring. As jy gaan lees, en ek het dit met my geestelike pa vir my dit geopenbaar, wat hy my geleer en my mentor is. Gaan lees Psalm 103 en dan lees ons vers 20 vanmôre. En dit is presies wat daai dag gebeur het. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word. As ons die woord van die Here quoteer in 'n gebed, en jy is 'n kind van die Here, en jy glo in God, en hy is jou verlosser, dan moet die engele optree. Dan want as jy, hulle luister nie na jou woorde nie, maar as jy die woord van God quoteer, so wat hier staan, bless the Lord, you angels, who excel in strength, who do his word. Die engele doen wat die Here sê. As ons dit quoteer, en ons bid dit in ons lewens, dan doen hulle bonatuurlike, tree hulle in vir ons. Hulle is aangestel om ons te assisteer op hierdie aarde. Ek gaan net die laaste ding met julle deel die aand, nadat dit gebeur het Luka, my vrou by hom in die bed gaan lê, en sy het vir hom gesê, Sena, wat het gebeur, nadat die skoot afgegaan het? Toe sê hy, mamma, iemand het gesê, ek moet net stil staan, alles is oké. En dit was 'n engel van die Here wat saam met my kind binne in daai vertrek was. Ek hoop dat hierdie boodskap vir iemand daar buite kan hoop bring wat hoop verloor het. Draai weg van julle sondige nature af, het die Here gesê, and I will heal your land. Ek is so dankbaar dat ek my sondige natuur agter my geplaas het en begin die Here volg het en begin doen wat hierdie woord van die Here sê. Want die duiwel is werklik en hy steel kinders. Die Here sal nooit kinders wat iets oorkom as jy oor jou kinders bid nie. Hy is nie iemand wat kinders steel nie. Die duiwel steel. Dit is 'n kompetisie vir siele. Ek pleit vir jou dat jy die Here sal vind en dat hy vir jou bonatuurlike wonderwerke sal doen. Ek kan vir jou nog baie lank besig hou met ander wonderwerke wat al op hierdie plaas gebeur het vandat ek gered is. Maar die Here het vir my gesê ek moet hierdie boodskap met die wêreld deel. En mag dit jou seën waar jy vandag is. As jy hoop verloor het, weet die Here is vir jou. Hy is nie teen jou nie. Begin sy woord lees, begin 'n verhouding met hom, luister na hom,
en hy sal engele stuur om jou en jou familie te beskerm. Mag die Here jou seën.